So baie welkom vandag by die derde stormtentpen, getiteld Goddelike Agape Liefde. Dit is natuurlik deel van 4 tentpenne, wat Johannes in sy boek vir ons gee, wat hy sê ons moet help, dat as die storms van ongeloof ons tentjie, waar ons bly, Jesus het ons gesê, hy kom sy tent by jou opslaan, en hy bly ons nou daar saam met jou, en hier is net 'n groter tent, en so aan. En in die tyd van Johannes het 'n klomp jonger mense, dis die tweede geslag gelowiges, 57 jaar na Jesus gesterf het begin geloof verloor. Hulle het koel geword in hulle geloof, hulle het die wêreld lief gekry en die kerk verlaat, en die wat nog al gebly het beklei of Jesus regtig die seun van God is. Dit gaan vandag eintlik maar nog aan in baie kerke. En dis vandag nog so, mense verloor hulle geloof. Hulle word in huise groot en dan verloor hulle geloof. En eintlik is dit maar soos hierdie tentjie wat wegwaai. Okay, dit is 'n redelike probleem. En dit is nogal moeilik om te kry. So, nou sê Johannes, daar's 4 penne wat as jy hulle inslaan, en dis nou penne wat kennis en, geloof is ons nou kennis en vertroue en belewenis is, waarvan die eerste in die ewige lewe is, wat hy sê, as jy kan verstaan en beleef, wat die ewige lewe is nie net eendag, dit is nou. In die Grieks help ons, dis die Zoe, gewone taal vir Grieks vir lewe is bios, maar geestelike lewe is Zoe. En as dit aanhou, dan is dit eon, ewige lewe, en dis is iets wat 'n kwaliteit is wat jy nou al het. Dis wat die Bybel vir ons probeer sê, en iewers het ons dit gemis. So jy moet die lekker te beleef, want hy sê ewige lewe is om die Vader met al sy geskenke te ken, vir Christus te ken en die Gees te ken. Tweede ding wat hy sê is die goddelike lig. Nou, lig kom van die son af, en dis Helios, maar die lig wat ons kry kom van God af, en dis Phos. P-H-O-S, en daai lig verlig jou hart se oor dat jy sien wie God is, wie hy is wat hy vir jou gedoen het, en ook wie jy is, en wie jy kan wees as sy kind, en ek bedoel, dis wonderlik om dit te wees, ons spandeer miljoene rande, of duisende rande om te weet, wat is jou, jy weet jou verskillende talente, en strength finder en goed, maar as jy sien wie in God is dit eintlik genoeg, en daai pen, dis die tweede pen wat jy moet inslaan, want dit is geloofspenne, en dan die derde pen is die agape liefde, wat ons vandag daar gaan kyk. En dis om te sien, jy weet, dat jou hart vol word van God se liefde, en jy vergeef vir ander mense, en die vreugde wat jy daaruit kry, okay. So, as hierdie, en dan is daar 'n vierde een, wat ons volgende week gaan kyk, die gees van die waarheid, en wat is die waarheid rondom jou status, ensovoorts. So, hy sê, as jy hierdie 4 penne inslaan, dan kan die wind maar waai, en jou tentjie gaan vasstaan. Yes. So die idee van die penne is dat wanneer die storms kom, hulle gaan kom. Dat mense vir jou sê, jy weet, maar daar is nie 'n God nie, Jesus is nie die seun van God nie, met klomp ander gelowe, en jy gaan na universiteit toe, of jy gaan na vriende toe, en partykeer het jy niks om te sê nie, want daar is nie penne wat jou geloof vashou nie, en dan is jou tentjie weg. So ek wil vandag met julle dan gesels oor die Here wil eintlik met julle gesels, oor hierdie 4de pen, wat hy sê, jy moet gryp, verstaan, en hom vasslaan, en weet waar dit gaan. Nou, toe ek die preek maak, toe besef ek eintlik, ons weet alles van liefde af, maar ons weet ook niks daarvan af hê. Ons het eintlik nie 'n klou wat God se liefde werklik is nie. En ek dink die rede is, ons het dit nog nie gehoor nie. So, vandag, gaan jy sien dat jy doen nie die ding van God se liefde, en jy het 'n idee wat dit is. Weet, ons het die klok oorlei, maar ek weet nie of ons al die bel gesien hang het nie, daai ding. So ek wil vandag hê dat jy weet, sal begryp wat dit eintlik werklik is. In so 'n mate het vir ander mense kan vertel, die Griekse woorde daar rondom. En dit is nie onbekend nie. Maar ook dat jy dit in staat gaan wees om te weet, jy kan en moet dit ook aangee vir mense, en die vreugde wat daar lê. Okay. So wat ek net wil sê, ons gaan die vis uit die water uithaal. Ons sien verliefde swem, maar vandag gaan ons hom uithaal van naderby bekyk. Ek het so 'n boekeonderwyser gehad, hy het altyd gesê, wonder bewonder, draai my om en kyk wat's onder. So jy gaan op die einde sien, dat die liefde gaan eintlik oor die hart, oor die hand, en die brein. Okay, so onthou dit, want ek gaan nou 'n klomp goed vandag vir jou sê. So bly by my, hierdie gaan 'n pelgrimstog wees. So, die vloei van hierdie preek, ek wil eintlik goed net op die tafel sit. En ek wil weer sê, ons neem hierdie op, dankie Andai, en ons stuur dit uit vir julle, jy sal moet kyk, weet wat
Wat is dit? Jy kan nie een keer dit hoor en gaan weet nie. So, die eerste ding wat ek wil doen, ek wil vir jou die goddelike spieël van liefde, soos in die Bybel kom, wil ek vir jou net wys. One squat, so, go. Die tweede ding wat ek wil doen, ek wil vir jou die vers op die tafel sit wat ons vandag gaan lees. En die derde ding wat ek wil doen, ek wil vir jou 'n klomp definisies gee van wat liefde volgens die Bybel is en hoe dit werk en hoe dit kan jou verander in 'n geestelike wese. Okay. En dan as ek dit alles gedoen het, dan gaan ek dit vermeng en baie prakties vir jou verduidelik. En jy sal sien dis soos 'n parallax foutjie. Jy het dit nooit heeltemal verkeerd nie, maar dit is nie heeltemal reg nie, verstaan jy? En as mens later daar kom en die wind waai, dan waai jou tent weg. So ek wil hê jy moet hierdie tentpen moet jy kan vashou. Ek het nou my tentpen is in my sak. Okay. So jy sê jy met my. Goed, spieël. Kies die spieël van die goddelike liefde lyk so. So die Bybel sê God het jou geskep sodat hy jou kan lief hê. Ek het eendag 'n preek gepreek oor liefde en toe sê 'n sendeling. Toe sê hierdie het soos 'n meganiese lesing geklink. Maar nog wel, sy het my eintlik actually beledig. Maar ek dink sy was reg geweest. En ek wil nie hierdie preek met 'n meganiese lesing wees nie. En toe kom praat sy met die kinders en toe sê sy ek wil net vir julle sê hoekom God julle gemaak het. Hy het jou gemaak want hy wil jou lief hê. Punt. Boom, daar's 'n groot punt wat ek daar gesit het. So eintlik kan ons hier na huis toe gaan. God het jou gemaak sodat hy jou kan lief hê. Ek wil dink net 'n bietjie, hoekom het jy kinders? Wat wil jy met hulle maak? Wil jy die springbok maak wat jy nog nooit kon gewees het nie of die joelkoningin of wat wil jy maak? Nee. Jy het kinders sodat jy hulle kan lief hê. Dit gaan oor liefde. Liefde is die ding. En jy moet vandag hoor dat God het jou geskep sodat hy jou kan lief hê. En jy gaan nou sien hoekom dit so is, want hy is net eenvoudig, weet as hy's liefde. Liefde wil goed lief hê. So onthou dit. God het jou geskep om jou lief te hê. Aan die ander kant van die spieël, God het jou ook geskep sodat jy ander mense kan lief hê. God het jou geskep sodat jy ander mense kan lief hê. So God, jy gaan nou sien, kan nie anders om lief te hê en eintlik jy ook nie. Dan sê die tweede ding van die spieël boontoe, God het jou lief want hy is liefde. Hy kan nie anders nie. Liefde kan nie anders nie. Anders is dit nie liefde nie. Hy sê dit, en God bly en jy is liefde, dan moet jy jou broer lief hê. Jy kan ons nou nie anders sê, of jy het nie liefde nie. As jy nooit vir jou vrou sê jy het haar lief nie, dan het jy haar 10 nie lief hê. Verstaan jy? Ek bedoel, dit moet ons nou sigbaar word. Dit is eintlik baie logies. So, jy kan ook soos hy lief hê, want hy het jou geskep volgens sy beeld. Doelbewus. Ek praat nie van lief hê soos weet koeie wat kalwertjies melk gee ensovoorts nie. Jy kan doelbewus vir iemand lief hê, want hy het ons geskep na sy beeld. En dis veronderstel om nie anders te wees nie. Dis hoe sy vir Adam en Eva gemaak het. Dit moes net gewerk het. Maar toe die sonde gekom en wat het gebeur? Haywire deur mekaar gegaan. Die derde ding, God het jou lief, want dit maak hom ewig gelukkig. Ek wil net een ding vir julle sê. In Genesis 1 vertel hy nou hoe hy alles geskep het. En vir 6 keer sê hy, dit was goed. Julle het al gelees. Toe hy die mens maak, toe sê hy, dit was baie goed gewees. Baie goed. Hy is 'n baie bly mens gemaak. Hy kan nou liewer wees, en hy het jou liewer, as al die ander. Dawid sê, het ons die kroon van die skepping gemaak. So, die feit dat God jou gemaak het en vir jou kan lief wees, maak hom baie gelukkig. En wat hom ongelukkig maak, is die feit dat die mense hom nie terug lief het nie. So, nou moet jy onthou, dat die spieël gaan verder, as jy dan lief het, moet jy weet, sê Jesus, dan sal jy voel dat jou vreugde vol word, volmaak word. Jy sien, ek werk baie met kinders, en ek het self kinders, so op 'n stadium in jou lewe, dan wil jy voel jy leef. Jy wil happy wees, jy weet, en dan ry jy op die vinnigste motorfiets, jy spring in die hoogste vliegtuig uit, jy koop die grootste kar, of die meeste goed, jy koop klere, jy laat jou gesig anders maak, solank jy net kan happy voel, verstaan jy? Jy wil in die spieël kyk en sê, dit gaan goed met jou, verstaan jy? Maar lekker is 'n vinger lank.
Ek bedoel, dis met 'n fliek. Hoeveel keer kan jy eintlik 'n fliek kyk? Ek hou baie van flieks, maar jy kan hom net soveel keer kyk, as dit nie meer lekker nie. En nou kom maar min flieks uit. So weet nie, nou sukkel ons dat flieks maak nie meer so lekker soos altyd nie. En as jy alles het, ek bedoel, ek het ryk vriende, ek weet nie wat om vir hulle te gee nie. Hulle het alles. Hulle het alles. 2 van alles. Jy kan van hulle niks gee nie. So wat maak hulle happy? Daar kom 'n punt wat goed jou nie meer gelukkig maak nie. Nou moet jy hier lees. Die Griekse woord vir wêreldse geluk is hedonai. Dit beteken die goed wat ek nou genoem het. Dis waar die woord hedonistiese lewenstyl vandaan kom. Jy kry jou vreugde van die aardse goed af. Maar die geestelike woord vir geluk is gara. Selfs as charisma. Nie gara, nie. Dis gara, sag. Dis goddelike, dis soos seën. Wat, weet, is 'n geestelike ding. Jy kry dit net by God. En die ander woord daarvoor is salig. Nou, dis die ding van 'n roomhuis. Jy eet hom en dan is jy weg en dan eintlik daarna as die spyk kom en dan was jy lus vir nog een en dan is nie 'n salige gevoel nie, is 'n vol gevoel. 'n Vet gevoel. Terwyl as jy iemand help, is daar 'n gevoel van saligheid. En dit is die ding wat die spieël vir jou wil sê. So God se happiness lê in die gevoel van saligheid. As hy jou kan lief hê en hy sien jy blom en jy blom in jou geestelike lewe. En jy verstaan van die mandorla waarin jy kan bly dat die hemel op aarde nou jy vat die brood en die wyn en jy verstaan dit en dit maak hom salig. En dieselfde met jou. Okay, so dis die spieël. Ek wil dit net, dis belangrik om dit so te sien. Nou die vers ons vandag gaan lees is hierdie bekende vers. God is liefde. Werklike liefde is nie die liefde wat God vir ons het of wat ons vir God het nie. En ek wil net sê daar gebruik hy ook die Griekse woord agape. So is nie menslike liefde nie, jy probeer in goddelike liefde, maar dis nie genoeg nie. Ons verstaan nie genoeg nie. Maar is wat hy aan ons bewys het, is sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar met daai liefde liefhet, dan sê hy, dan word sy doel in ons volkome, sy beeld in ons verskyn en hy word sigbaar. Terug by die tuin van Eden, so kom ons gemaak het. So wat ons vandag gaan doen, ons gaan kyk, wat is goddelike liefde? En ek het klaar die Griekse woord agape gesê, en julle het dit al gehoor. Ek gaan vandag vir julle 'n nuwe woord leer, wat Hebreëus vir agape is, en dis gesed. Gesed. Want 'n ou moet bietjie 'n definisie hier weggaan, wat is liefde? Die tweede ding wat ons gaan doen, ek wil vir julle wys hoe werk liefde. Dis goed om te sê dis liefde, maar hoe werk liefde? Jy weet, toe ons klein was daar sulke kaartjies, liefde is 'n gevoel wat jy voel wanneer jy voel 'n gevoel wat jy nog nie gevoel het nie. Of liefde is handjies vas op 'n bankie lei tot doekies was op 'n plankie. Of dis 'n trilling van die hart. So dis nou ons definisie van liefde. Wat is jou definisie van liefde? Verstaan jy? So, en as jy die definisie het, hoe werk daai liefde wat jy van definisie het? Jy weet, is dit bankies en plankies en doekies en sulke goedjies? Of is dit meer? En dan in die derde plek wil ek vir julle wys hoe dit moontlik is dat die liefde ons so kan verander dat ons weer 'n goddelike wese kan word. Maar dis eintlik wat God met ons wil doen. Dis wat Adam en Eva was. Hulle was goddelike wesens voor die val. Jesus was 'n goddelike wese wat gekom het en hy sê, as jy regtig vreugde wil hê, moet jy soos ek kan wees. Dit wil is ook my gekom het. So hoe kry mens dit reg? Okay, nou, wil ek vir julle 4 goed vrou deel mee, van wat ek wil hê, jy moet verstaan rondom die preek vandag. En daar gaan ons by die praktiese goed kom. Die eerste een is, agape liefde is anders as die menslike liefde. En weer eens ja op die Grieks ons. Die Grieks het 3 woorde vir liefde. Eintlik 4 woorde. Die eerste een is phileo, storge en eros, is die derde ene. En dan agape. So phileo is die liefde wat jy, as jy vir iemand sê, Pierre, ek is lief vir jou, dan sê ek phileo. So, Pierre is my vriend, en ons vang vis saam, en ons ry saam, en ons doen al goed saam, tot die dag het hy my kwaad maak. Dan sê ek vir hom, jy is nie meer my vriend nie, jy is nie my vriend werd, jy het my so teleurgestel, dit is bankrekenings tussen mense, weet julle dit? Jy maak deposito's en jy maak onttrekkings.
En daar's onttrekkings wat jy uit bankrekenings kan maak met enige iemand, maar ook met vriende, wat jy sê, jy is nie meer my vriend nie. Ek moes dit al vir mense sê. Ek dink ek moes dit gesê het, maar ek het dit gesê. Storge, kyk, bloed is dikker as water, dis familie. Nee, daai liefde hou nie op nie. Is dit so? Ek het gesien hoe mamas hulle kinders teen die mure gooi. Dis bad. Ek het gesien hoe paas die geld wat vir hulle kinders bedoel is vir die stiefma gee. Dit het ek gesê. Ek het gesien hoe ouers hulle, of kinders hulle ouers so haat, dat hulle nooit in hulle lewe weer wil sien nie, en die kleinkinders mag hulle nie sien nie, want maak nie saak van alkoholist was of wat was nie, dat jou oupa is eintlik dood. So daai liefde hou ook op. Eros liefde, jy weet, bestaan nou loop die juices uit en dan niemand meer seks nie, dit hou ook op. So menslike liefde is feilbaar, ons ken dit. Die goddelike liefde wat die gesed of die agape liefde is God se liefde. En daai liefde is soos hierdie teken staan. Dit is oneindig. Die rekening raak nie leeg nie. En nou die Jesus nog vir al jou sondes kom sterwe, so jy kan eintlik maar enigiets doen, en dit word gedek, maar dan sê Paulus, dan verstaan jy nie eintlik dat jy nou in God se hart is nie. Daai is die eerste teken. Maar kyk, die een teken wat ons het, as mens nou trou beleef vir mekaar in die huwelik is 'n ring, wat sê dis 'n volmaakte ding. Maar ons weet hoe sukkel ons daarmee, maar God se liefde, as jy daarna kyk, die drie eenheid, dis net, dit hou aan en aan en aan. En die woord gesed, wat die Hebreëse woord vir liefde is, wil sê, dat, en God het dit gewys met Israel, hy het hom verbind aan hulle. Hy het met Abraham self 'n verbond aangesluit, en toe het hy Abraham laat slaap, en hy het gesê, met my bloed sal ek die verbond in stand gehou word. Hou. En na die volk droog gemaak het vir 1000 jaar, of meer, 1800 jaar, toe hou hy dit in stand deur sy seun te stuur. Dis 'n ewige liefde wat ander nou nog met jou, jy maak droog partykeer. Skaamtelike, skandelike goed wat jy doen, het God al ooit vir jou gesê, jy kan nie, nee. Nee, Jesus se bloed wag jou weg. Die gesed is daar vir ons. Dit wil sê, dis 'n verbintenis. God is loyaal verbind aan die goedheid en die voorspoed van die volk van Israel. En nou dat ons die nuwe Israel is dit jy. En al sy kinders wil hy moet goed meegaan. So hier is die definisie van liefde. Liefde is 'n loyale en 'n kwaliteit omgee in die hart wat nooit ophou nie. Dis goddelike liefde. Dis waar die hart vandaan kom. Ek gaan dit weer sê, dis 'n loyale, dis 'n verbintenis wat eintlik ewig hou, en is 'n kwaliteit van omgee vir jou in die hart wat nooit ophou nie. Dis wat God sê, ek is lief vir jou. Ek sal altyd daar wees. As die kinders doop, sê ons, hy verbind hom aan die kinders vir ewig. Hy is hulle vader vir altyd. Altyd. Ek bedoel, dis gesed. Kom ek verduidelik vir julle nou prakties hoe ons het, en ek wil nie sê ons het die goed al gesien, maar ons sien die vis uit die water haal. Hierdie pa, wat sy kind se doek omdraai. Kyk, ma's doen dit van nature. Maar mans nie eintlik nie. Ek wil nie eintlik eers kinders gehad het en gedink is noodsaaklik nie, en toe hulle kom het ek nie eens geweet om hulle te bad nie. Die eerste keer toe iemand van my vra, nou, hoe het jy gebad? Toe sê ek, nee, wat ek gedoen, ek het my kind so na oor gevat en so deur die water gesleep. Toe sê sy, nou, hoekom? Sê die water was te warm geweest om my hande daaraan te sit. Maar dan leer jy om op jou hand lê en jy was hulle nou, en dit is 'n hele ding, want Susan het skofte gewerk, so jy moet alles uitpak en op die tafel sit. Hoekom doen ek dit? Want ek is gedring deur loyale en 'n kwaliteit omgee uit my hart vir hierdie kind, en dit sal nooit ophou nie. En ek weet nou, ek was al amper dood, en ek gaan nog hopelik lank lewe, maar jou kinders bly in jou hart vir altyd. So ons ken dit, maar ons weet nie eintlik wat dit is nie, dis wat dit is. Dis 'n goddelike liefde, en as jy dit uitleef, dan word 'n loyale kwaliteit van omgee in die hart, wat nooit ophou nie. Okay, die eerste definisie, onthou dit. Maar nou is die vraag, hoe werk jy die liefde? Want liefde is nie net 'n gevoel wat jy voel wanneer jy voel 'n gevoel wat daar nog nie 'n gevoel was nie. Dit gaan oor in iets, en waar gaan dit oor? In die hand. Het gaan die hart na die hand toe. En die agape liefde werk anders. Ons as mense met die sondigheid wil net altyd hê almal moet ons lief hê en vir ons goed gee. Maar ons is moeilik om eintlik te gee. Ek het nog nooit 'n ander ou se kind se doeke omgedraai, maar dit weet ek nie of ek dit gaan doen nie. Maar die nurses moet dit doen. As jy in 'n hospitaal gaan, hulle doen dit wat hulle moet doen. So daar, hoekom gaan jy dit nou nie doen nie? So hier kom die woord gesed nou in.
dat God sê, kom ek wys vir julle wat het ek gedoen vir julle, omdat ek so in my hart 'n loyaliteit teen julle is. Nou die woord gesed kom klomp keer in die Ou Testament voor, kan nie onthou hoeveel keer nie, kom ons sê 285 keer, en in Psalm 136 alleen, 26 keer. Dis 'n lied, wat so sê, God het die hemel en die aarde gemaak, daar is geen einde aan sy liefde nie. Louis Brits het ook so lied gesing. En dan sê hy, en God het ons deur die Rietsee gevat, en daar is geen einde aan sy liefde nie, aan sy gesed nie. En dan sê hy vir ons 'n land gegee, en daar is geen einde aan sy gesed nie. En so gaan die hele Psalm aan, oor God se goedheid. Want die gevoel wat hy het moet oorgaan in dade. En nou kom Johannes en hy sê, luister, die liefde wat God vir julle het, is baie anders die liefde wat julle vir hom het. Hy het dit gewys, deur wat te doen, sy seun vir ons te gee, wat vir ons 'n nuwe blyplek in die hemel op aarde gegee het, en dis hier. En daarom is die tweede deel van liefde, die hand wil sê, agape liefde skep 'n heilige ruimte vir ander om in te leef. Deur die sacrifice, die offervaardigheid van jou om seker goed op te offer. Hierdie twee goed maak liefde. So hierdie pa, wat offer hy op? Wel, sy vryheid, sy geld, weet jy wat kos nappies? Sy neus, hulle druk dit toe met jy kan 'n knippie opsit, dit help baie ook. So hy offer sy gemaklikheid op, hoekom? Want hy wil vir sy kind 'n skoon en 'n ruimte gee om in te leef. OK? So, dis die tweede ding. Die derde ding wat jy ook vandag moet hoor, en ek het dit net nou al gesê, is dat hierdie geluk, hierdie liefde wat jy gee, maak jou salig. Dit gee vir jou die salige gevoel, soos 'n kat wat room geëet het. Nie melk nie, room geëet het. So dis 'n salige gevoel wat jy beleef. So hierdie pa, en Rooi, as jy dit seker ook gevoel na die doek aangesit het, het jy gevoel van, wow, dank Vader is verby, maar dit is goed gegaan, jy weet. Nee, is dan gooi jy net die doekie weg, nee, dan moes ons gewas het, soos 'n kat wat room geëet het. En dan die vierde ding wat ek wil hê met uit die preek uit beleef, is dat as jy nou hierdie ding doen, om weet doelbewus te verstaan, het gaan om my hart, en daar's 'n loyale verbintenis teenoor iemand, wat aanhou, en dit sal altyd aanhou, as ek verbintenis te maak, en ek bring die sacrifice, om die doekie af te haal, en ruimte te skep, dan begin die gees in jou te werk, dat jy nie net liefde doen nie, maar jy word liefde. Jy word liefde. En wat is hierdie liefde wat 'n mens word? Hy begin selfbeheersing kry, het ek nou al foto aangesit nie? Ja, ek wil hierdie wys. Kyk daar net, voor ek verder gaan. Ek het vir ChatGPT gesê om vir my goddelike mense te skep, 'n man en 'n vrou. Het lyk soos Adonis en sy vrou daai. Nou jy gaan nie so lyk die liefde te gee nie, maar wat jy wel gaan hê is die woorde wat daar staan. Vrede, vreugde, geduld, selfbeheersing, nederigheid, goedhartigheid, getrouheid. Dis die goed wat met jou gebeur in jou brein, verstaan jy? Kyk nou wat met hierdie pa gebeur. Wat gebeur as hy die doekie aansit, want hy is besig om liefde te doen daar. Hy het selfbeheersing nodig, hy moet daar bly, nee? Hy het goedhartigheid nodig, want hy wil graag sy kind goed doen, en dan het hy vreugde nodig na die tyd, en hy het vrede dat dit verby is. En so word hierdie eienskappe deel van hom. Dat dit nie net vir sy kind doen nie, maar as daar geleentheid is, hy is selfbeheerst, hy is goedhartig, hy is 'n mens van vreugde en blydskap en vrede. Dis wat jy in jouself is. OK? So, dis die gevoel wat hy dan kry, word dan in mense wat hom sien, sê, wow, jy weet, kyk na jou. Ek kan nie glo as die mense te ken nie, wat met jou gebeur? En sê die Heilige Gees het my 'n stuk, het my liefde gemaak. Jy sien Christus hier, en wat gebeur? Die beeld van God word duidelik. Dis wat liefde oor gaan. So, nou wil ek 'n bietjie verder vat. So, wat is agape liefde dan nou? En ek jy moet die goed nou begin met my sê. Agape liefde is 'n loyale en 'n kwaliteit omgee in jou hart wat nooit ophou nie. Dis die eerste ding. Dis die hartding. Wat doen die agape liefde? Dit bring sacrifices, sodat jy ruimte skep vir ander mense om in te leef. Die Vader het vir ons die aarde geskep, jy skep vir jy kinders 'n huisie. Ek onthou toe ons kinders gekom het, ons die mure geverf en goedjies opgesit en klomp goedjies gekoop het, hulle moet happy wees. Nou later word dit anders, maar jy moet van jou sacrifice gee
Die hand moet betrokke wees. En hoe verander die liefde jou? Die Heilige Gees verander jou deur hierdie eienskappe deel van jou lewe te maak en dit gee vir jou vreugde. Dis wat liefde is. Nou moet jy besef, en ek het in die begin vir jou gesê, ek dink baie van julle en meeste van ons sal vir my sê, maar ek weet ek doen dit. Julle is goeie mense, julle is kerkmense, julle is hier ook vandag. Wat Johannes vir jou wil sê, jy moet weet wat jy doen. Soveel so jy vir ander mense kan vertel, dat jy tenpen nie net vas zijn, en hom inslaan. Dat as die dag kom dat jou geloof getoets word, en dit word getoets deur dood rondom jou, ongevreesde siektes rondom jou, trek, daai goed maak, en ongelukke maak het 'n mens vra oor geloof, en dan die invloed van die wêreld, en dan moet jy sê, hierdie geloof, ek weet wat liefde is, ek kan dit vir ander mense vertel, ek doen dit bewustelik. So wat ek nou wil doen, ek wil dit wat ek vir jou gegee het, bietjie polish met gebeure in jou lewe, en vir jou wys, dat die goed wat jy al gedoen het, is eintlik daar meer goddelik as wat jy gedink het, en as jy nie weet hoe nie, moet jy weet, dis waant jy moet strewe. Ek wil hê jy moet bewus wees, en bewustelik God se liefde bedink, en nie van liefde praat nie, praat van agape of gesed liefde, okay. So net om saam te vat, wat gebeur met hierdie man? As hy sy kind se doeke aantrek, dan beleef hy hierdie ewige verbintenis wat hy met sy kind het. En jy moet weet, ek is nou met ewigheid besig. Ek raak deel van die groter werklikheid van God, waar ewigheid is. Alles ek doen, tats ewigheid. En dan, die gevoel wat hy het na wat hy gedoen het, is daai van saligheid, die kat wat room geëet het. En dan, as dit deel word van hom, daai gawes, dan voel hy, en hy besef, hy is besig om 'n heilige te verander. Heiliges. Die Bybel praat nie van gelowiges, dit praat van heiliges. Want God is heilig, en God is liefde, en God is lig. En wanneer jy soos hy is, dan raak jy heilig. Nie allerheilig of hoogheilig nie, jy raak heilig. En heiligheid is jy al liefde het, okay. Hierdie dogtertjie hou nie van haar sussie nie, want sy verpes haar al van kleins af, en sy het nie eintlik baie met haar te doen nie, maar die dag gaan haar kat dood, en sy sien haar sussie huil verskriklik, en haar pa ma is nie by die huis nie. En wat gebeur met haar? Want sy is ook 'n kindjie van die Here, wat na kruiskindertjies toe gaan ensovoorts. Sy voel in haar hart, 'n omgee eintlik vir haar sussie. Jy weet, die storge tipe liefde ding. Maar dit is gedrewe deur die Heilige Gees, en wat sy doen, sy steek haar hand uit na haar toe. En sy hou haar vas, en sy troos vir haar. Sy bring 'n sacrifice, en wat gebeur? Haar sussie voel beskerm, daar is 'n veilige ruimte waarin sy kan leef. En wat gebeur dan met haar? Die vrug van die Gees begin in haar gestalte kry, wat die moed het om sag te wees. Sagmoedigheid. En sy beleef 'n snaakse saligheid wat vrede is. So wat gebeur met haar? Sy word deel eintlik, en as jy liefde gee, moet jy weet, jy word nou deel van God se weet die liefde wat ewig aanhou, sy ewigheid. En jy moet daai gevoel kry na die tyd, en jy sal dit kry as jy vir iemand altyd 'n geldjie gee op die straat, of jy is goed vir iemand, jy kan dit nie wegsteek. Ek dink mense van hulle is verslaaf aan, weet, maar dis 'n goeie ding om verslaaf te wees, vir mense goed te gee. En wat jy ook dan begin beleef, maar ek raak sagmoedig. Volgende keer is ek makliker met my sussie, mooier, en sy is ook met my so. Hierdie man, sy seun het sy kar afgeskrywe, sy eie karretjie wat hy vir hom gekoop het. Nou kom sy pa by hom, nou sy ontstel oor die kar. Nou sê hy vir sy seun, maar toe hy so intoe stap, weet hy, hierdie is my seun. Ons het nie baie geld nie, maar hy is my seun, hy is belangriker as die geld in die kar. So daar is 'n loyaliteit, en 'n gevoel in sy hart vir hom. Hy sê, my seun, ek sien jy het nou hierdie kar afgeskryf. Die seun het toevallig ook gedrink, so gelukkig was dit nie in die baan nie, anders was hy in die tronk gewees. Maar hy sê vir hom, ek is ontsteld, maar ek is meer bly dat jy lewe, want jy is baie meer werd vir my, as honderde karre wat jy sal afskrywe. So, hier's wat ons gaan doen, ons sê jou karretjie regmaak, dat jy weer ruimte het om mee te beweeg, en my versekering sal dit regmaak. Jy weet, 'n goeie pa, maar die bybetaling, my seun, sal jy doen. Dis mos nou goeie liefde hierdie, verstaan jy? So, wat doen die Gees in hom? Hy gee vir homself beheersing, wat jy moet hê wanneer jy nou baie ontstel is, en geduld met die kind.
Dis wat met hom gebeur. En wat gebeur dan op hierdie ander vlak? Jy weet, die pa word deel van God se ewige liefde. En die pa self, dink ek, voel na die tyd, ek het hierdie eksie goed hanteer. En die seun self kom by sy pa die geduld en selfbeheersing sien. Dat enig as dit met sy kind gebeur, dan weet hy hoe dit is. En dis waar die heiligheid inkom. En wat gebeur? Die seun sien eenvoudig die goedheid van God en sy pa. En dit is die mirror effek, is dat hy dit ook gaan doen. Hierdie man het 'n broer wat saam met hom besigheid was, en die man het hom by die bankrot gemaak, 2 miljoen gesteel by hom. Hierdie is 'n ware storie, ek sit nie name by nie, ek sal net nou 'n naam wel bysit. En die boetie, jy weet, jy is kwaad vir hom, maar jou vrou is kwaader vir hom. Ons mos nou eintlik die probleem altyd. Maar nou kom hy op 'n stadium by jou en hy sê vir jou, hy is jammer oor wat hy gedoen het. Sê jy, jammer gaan dit nou nie kat eintlik nie, maar hy is my broer. Ons moet in vrede leef. My ma hou so baie van hom en van my, so ons moet nou maar vrede maak. En dan, wat gebeur? Die Heilige Gees stook in hom met die ding van 'n loyale, dis my broer. Bloed is dikker as water. En die Heilige Gees stook dit by hom, en wat sê hy vir hom? Ek vergewe jou. Ek vergewe jou. Wat doen daai handding? Maak vir hom 'n ruimte om weer in te loop. Hy sê, ek gaan nooit weer saam met jou besigheid doen, jy moet my ook nie vra nie, jy moet my ook nie geld leen by my nie, glad nooit meer nie. Maar jy is my broer en jy sal altyd welkom wees in my huis. En dan sê ek vir my vrou, hy is my broer, maar hy sal altyd welkom wees in my huis. Verstaan jy wat doen liefde met hom? En wat gebeur met hierdie man? Goedhartigheid. Jy weet daai gelykenis wat Jesus vertel het van die ou wat by die koning genade gekry het en daarna hardloop uit en hy gaan wurge ou wat hom geld geskuld het. Nee, goedhartigheid, vrede, vreugde. So weer eens, beleef hy wat ek wil hê jy moet beleef, dat as jy so lief het, dan word jy deel van God se ewige liefde. En jy gaan 'n gevoel kry. Al is dit vir jou swaar van 'n kat wat room geëet het, jy gaan 'n saligheid beleef. En wat ook gebeur, daar's 'n heiligheid by jou. So die Brits het hier by ons gekuier, sy het met ons gepraat ook, hulle gaan weer kom met ons te gesels. En het vir my in Susan vertel van toe sy verkrag is. Ek het gedink sy wil dit vertel hê. Dis eintlik 'n lang storie. Maar sy was al voorberei dat so iets met haar kan gebeur. En toe die man wat haar, dus net een van hulle het haar verkrag, die ander het vir Louis weggevat. Toe sê sy vir hom, jy kan dit doen, want hy sê, hy kon nie baie goed praat nie, maar hy is 'n buitelander, ek wil jou hê. Toe sê hy, jy weet sy was vasgemaak geweest. Jy kan my kry, maar moet maar asseblief nie beseer nie, jy moet ook iets aan my kinders doen nie. En sy het geen fisiese letsel van daai verkrachting oorgehou nie. Jy weet, slagsiektes nie, sy is nie beseer nie, niks sulke goed. En sy het besef, sy sê sy het eintlik 'n jammerte oor hom gekry ook, vir sy dierlikheid in 'n sekere sin, wat net God is, en toe het sy besef, sy moet hom vergewe terwyl van haarself, en dan vergewe sy vir hom. Toe Louis by die huis kom, toe hy vertel wat hy sê, ja, vergewe, sy sê, ja, ek het hom vergewe. En wat sy dan doen, jy beleef dan eintlik, jy weet, jy's deel van iets groter as jouself. Jy kan vir altyd kwaad wees, jy kan vir altyd woedend wees, jy kan altyd 'n verskoning hê, en so steel jy verlede jou toekoms, of jy sê, ek laat dit gaan. My liggaam is nie ek nie. Sy het toe daar lê ook geweet, ek is veilig in God se hand. Ek is wie ek identiteit is. 'n liggaam is goed wat iets oorkom, jou been val af, jy kry kanker, jou hare val uit, dit is nie alles nie. En nou nog, as jy daaroor praat, het sy 'n gevoel van saligheid. Ek het die eerste keer gehoor, ek gedink sy is belaglik. Ek het dit van hier af gehoor. Ek is so bly ek om met haar gesels daaroor. En wat sy vir my vergestel, is iets van God. En ek dink dit is hoe dit moet wees. Nou ry in die woestyn, sien daar sit 'n ou vas, want hierdie liefde as jy dit word, miskien ek dit net het ek het nou hier gesê, die vrede wat sy word. Dan ry in die woestyn, en wat baie mense sê, moet jy die liefde net gee vir jou familie, net vir die kerkmense. Nee, as jy liefde is, dan is jy Christus daar waar jy is, waar die Samaritaan lê, daar moet jy gaan, as dit 'n ou vas in die woestyn. Ek het al baie uitgesleep. En jy het ook al baie uitgesleep, en ek is ook al baie uitgesleep. Dis 'n wonderlike ding, want as jy al bly, you die, as jy nie water het nie. So, dis 'n gevoel van deernis wat jy het vir mense, al ken ek hulle nie. Dan sleep ek hulle uit, en ek het sommer 'n bietjie kontak met hulle, en dis mense, dis God se mense, dit gee my 'n kans om met hulle te praat ook. En wat doen dit? Ek haal my goedjies uit, my tou, en ek sleep hom uit, dit vat niks van my al weg nie. Maar wat maak dit met my? Dit stimuleer deur die Gees die goedhartigheid in my, en die vreugde om ander mense te kan help.
En wat gebeur? Ek beleef dat ek eintlik deur daai enige daad wat ek die toue uit die woestyn uitgesleep het, word ek deel van God se ewige liefde vir 'n oomblik. En dit is my altyd lekker om dit te doen. Dit is my verskriklik lekker om ons uit te steek. Dis iets wat jy voel mos nou lekker. En wat weet ek mense sien? En daai vlietende oomblik. Maar ek wil altyd weet waar jy vandaan kom en so, dan sê ek nee, ek kom van Suid-Afrika af en ek se pastor in die kerk, so dadelik het jy jou saadjie geplant. Dat hy dalk weet hoe dit gaan. En dan besluit 'n man om met sy gesin kerk toe te kom op 'n dag hier na Kruispad toe. So wat doen hy eintlik? Hy wil antwoord op die roepstem en die liefde van God wat ewig vir hom is of en vir sy gesin is. En hy wil ook sy band met God gaan versterk. So hy het 'n kwaliteit liefde wat hy voel teenoor God wat hy wil kom betoon. En dan kom hy hier en wat doen hy? Met sy hande loof hy die Here. Met sy hande gee hy die dankoffer. En hy kyk om hom rond en die kinders sit daar. Wat offer hy op? Wel, 'n Sunday morning brunch, wat jy nou vir baie geld kos. Dis wat hy opoffer. En sy eie tyd om in die woestyn dalk te gaan ry of saam met ander pelle te wees. Dis 'n sacrifice om hiernatoe te kom. Hoekom doen hy dit? Want vir hom is daar 'n sacrifice gegee. En wat gebeur dan? Wat hy beleef hier in die gees stimuleer dit is nederigheid, want hy sien wie's God, hy weet wie's hy. Vreugde, want jy sing tot God. Getrouheid, die Here het gesê, kom, maar die ander het jou ook nodig. En vrede, wat jy om die nagmaalstafel kry. En so gebeur dit ook in die erediens wat jy hier sit en jy beleef, ek is deel van iets groter. Kruispad kerkie is klein, maar ek is deel van iets groter. En die saligheid as jy uitloop is soos 'n kat wat room geëet het. Ek hoop so. En die feit dat jy was, jy vir mense sê, waar kom jy van? Nee, ek was by die kerk. O, jy's 'n heilige. Ja, ek is inderdaad een. En dan kom jy en jy lewer diens, dis jy nou waar daar sit met die kinders. Hoekom doen jy dit? Want iewers lang tyd terug, het jy ook so op die mat gesit en was daar 'n tannie wat dit met jou gedoen het. Wat vertel dat sy doen dit omdat God so goed vir haar is. En nou is hy goed vir jou en jy doen dit met die kinders. Wat sacrifice jy? Want met jou hande maak jy vir hulle goedjies. Jy sacrifice jou tyd. Jy sacrifice die lekkerte om net hier te sit en alles op te neem. Jy sacrifice al daai goed. Maar wat kry jy? Jy voel hierdie vreugde, die saligheid om vir kinders iets te doen. Dis mos net, dis moeite, maar dis wonderlik. En die getrouheid, en die vrede, en die nederigheid, en die Heilige Gees stimuleer dit, en dit word deel van jou karakter. Dis wat met jou gebeur. En terwyl jy daar is jy deel van hierdie ewige liefde van God, wat jy net laat aangaan, en aangaan, en aangaan, en so gaan dit al vir 3000 jaar aan, die mense van God, vandat hy vir Abraham geroep het tot vandag. Hoekom? Omdat mense antwoord op die roepstem van God se liefde. En dit word aangedra sodat jy dit doen. En dit word gestimuleer deur die gevoel van saligheid. Ons hou van saligheid. Dit is lekker, en saligheid is lekker, maar ons is geestelike lekker. Dit is gara. En dan sien ek vir haar, en ek sê vir haar, jy's 'n heilige. Jy's 'n heilige. En almal wat die diens lewe is heiliges. Jy's ook heilig. Op 'n manier gee dit. Dis liefde. Dis wat die Here vandag wil hê jy moet sien. Jy moet weet wat jy doen. Jy's 'n Christen, jy's 'n gelowige, jy's 'n heilige. En dis hier een van die 10 penne wat jy moet hê. En jy moet hierdie goddelike spieël kan sien hoe hy oploop en jy eintlik God weerspieël. En hoe is dit as jy kyk, wow, jy weet, God het jou geskep sodat jy kan lief hê. Maar God het jou geskep sodat jy ook self ander kan lief hê. En God het jou lief, want God is liefde. En jy kan ook lief hê want hy het jou geskep na sy beeld. So as jy lief het, is jy soos God. En dan God het jou lief, want dit maak hom baie very happy. En as jy lief het, dan voel jy die vreugde en saligheid. Ja, ek weet nie. As jy dit lees en jy wil nou nie liefde hê nie, dan is jy mos nou verlore. En wat is liefde? Onthou? Probeer dit nie, dit gaan oor die hart, die hand, gaan oor die brein. So liefde is hierdie loyale en lang gevoel in jou hart of omgee vir mense in jou hart wat nooit ophou nie. Dis liefde. So dis 'n gevoel wat jy kry in jou hart
maar dis 'n loyale omgee. En 'n kwaliteit omgee, wat ek wil die beste vir die een hê. En dit hou nie op nie. Dis agape liefde. En dis wat die Heilige Gees in jou hart vir jou gee. En hoe werk dit? Wel, deur hande se sacrifice skep jy ruimte vir ander om in te leef. En wat gebeur dan? Die heiligheid van God skyn uit jou. Want die Gees van God bewerk hierdie verskillende vrug aan jou. En vrug is sigbaar. As 'n druiwetosvrugte daar het, as 'n vyeboomvrugte daar het, as jy dit het, dan is dit daar. Is nie weg te steek nie. Kan nie weggesteek word nie. Maar as dit daar is daar niks nie. En dit gee vir jou hierdie ongelooflike saligheid. En dis liefde.